Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Jana Marx sluit volgende ons aan. Goeiemôre Jana. Dis inderdaad 'n goeie môre wat ons betaaldag vir baie mense. Ag Jana, kyk, ek begin jy met 'n bietjie goeie nuus vanoggend. Dankie daarvoor. En dan van daai goeie nuus oor na die RNE en sal die begroting goedgekeur word. Wat ook goeie nuus klink in hierdie stadium, maar dit klink of politieke partye daarom redelik ooreenstem dat die begroting hierdie keer sal goedgekeur word en wat julle hoor is joernaliste wat oral juig dat ons nie weer by die parlement en by die tesourier hoef op te raak vir hierdie ding nie. So minstens 2 partyleiers is Zongezo Zibi, hy is die leier van Rise Mzansi, voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge en Mmusi Maimane, hy is die leier van BOSA. Hulle het donderdag van Netwerk 24 gesê dat hulle inderdaad positief is. Ons weet ook Rise Mzansi is deel van die RNE, die regering van nasionale eenheid. Daar is eintlik maar net 2 maande oor vir die regering om hierdie ding goed te keer. Interessant, die minister van Finansies Enoch Godongwana, hy het op 'n media-konferensie tydens die begroting of net so voor die begrotingsrede gesê dat die tyd baie knap is. En hy het basies gesê as die regering nie hierdie keer die begroting goedkeur nie, dan gaan hulle net 10% van hulle begroting kan gebruik. Onthou ons is nou al amper 2 maande in die nuwe boekjaar in, wat baie vreemd en eintlik nogal sleg is vir 'n land om nog nie 'n begroting te hê nie teen die tyd nie. So ja, net gou vinnig miskien hoe dit verbruikers kan raak. Ons almal, ek dink die petrolpryse, die petrol levy het nou nogal redelik nuusopskrifte gehaal gister. So ons is baie bly oor die BTW wat weggeval het, maar daar's 'n paar dinge wat nou nie noodwendig weggeval het nie. Die petrol levy is nie net iets wat jy noodwendig gaan voel as jy by die petrolpomp staan en jou petrol ingooi nie. Omdat kyk vervoerorganisasies het klaar gesê ons kan nie daai koste absorbeer nie. So ongelukkig wat gaan gebeur is dit gaan terugkom na die verbruiker toe. En op die ouend gaan jy daarvoor betaal sonder dat jy regtig weet waar van jou produkte of so wat jy koop by die winkels ook gaan duurder word om op te maak vir hierdie vervoerkoste wat die organisasies moet aangaan. En dan die goeie nuus oor die petrol wel is dat daar is nog goeie nuus vanoggend is dat daar voor die begroting in elk geval 'n daling in petrolpryse in Junie sou kom. So hierdie nuwe heffing gaan so 'n bietjie teengewerk word met die daling wat in elk geval sou inkom. Dis 'n wêreldwye daling, bloot net vir wêreldwyd lyk die oliepryse beter en ons wisselkoers doen baie goed op die oomblik wat dit betref. So vir ons gaan dit dalk nie so 'n harde slag wees in Junie nie, maar ons sal maar moet sien vorentoe. Dan salaristrekkers, wie se salarisse met inflasie groei, daardie bracket, soos hulle sê, die inkomste, daai belasting bracket, het ook nie geskuif nie. So wat gaan gebeur as jou salaris nou meer raak met inflasie volgende jaar, gaan jy dalk ewe skielik, jy gaan meer geld kry, maar jy gaan ewe skielik dalk in 'n hoër bracket val, wat beteken jy gaan meer geld aan belasting betaal. So as ware kry jy eintlik maar minder uit. So dit is ongelukkig ook die klein plekkies waar die regering probeer geld wen en hulle dink hulle gaan 50 miljard oor die volgende 3 jaar so kan insamel. Hierdie wat hulle sê die stealth tax, nee, die geheime belasting. Die groot probleem op hierdie stadium is waar word geld spandeer deur die regering en dis ook die hersiening van staatsbesteding is 'n groot kwessie gewees onder andere in die RNE. 'n mens verstaan dat dit vir die regering moeilik is om na hulle self te kyk en hulle beursie styf te trek en bietjie toe te maak. Maar as mens kyk na waar geld spandeer word op hierdie stadium, Zongezo Zibi is baie duidelik daaroor en hy het 'n paar kere duidelik gemaak dat 90% van die inkomste wat ingevorder word, gebruik word vir toelaag om skuld te diens en om salarisse te betaal. Dat daar slegs 10% van die begroting is wat gebruik word vir die begroting, vir uitgawes wat die staat moet aangaan, andersins as salarisse, grants en natuurlik skuld. Mens kan nie verwag, mens wil seker verwag dat die staat moet kyk na besteding, maar mens kan nie verwag dat dit vinnig gaan gebeur of sonder 'n klomp dwarstrekkery en skoppery nie. Ja, dit is ongelukkig 'n baie ongewilde politieke ding om te doen, nê, om te sny aan salarisse. Mens sal dit ook sien as jy kyk na hierdie begroting wat amper ek sê is 'n politieke vanilla begroting. Daar is regtig waar gesny aan die maklike goed op 'n politieke vlak. En as ek sê maklik, is dit basies goed waar die politieke partye nie soveel druk sal uitoefen nie, soos ongelukkig in gesondheid, in onderwys. Soos die goed wat ek en jy voel, maar ten minste vir die regering of die regering sê dan ten minste gaan niemand daaroor beklei nie. So dit is eintlik 'n ontsettende wanbalans wat ons oor die jare ontwikkel het om te sny aan die belangrike goeders
sodat ons asseblief tog net kan aanhou ver bo inflasie salarisse betaal. En intussen betaal ons 1,2 miljard rand per dag aan skuld. Dit is skokkend. Jana, dan het die presidentsie verduidelik dat Jonas afwesig was, maar hulle het nie rede gegee daarvoor. Ja, hulle het. Ek dink as jy die Tsibisi Jonas wat ons nou ons nuwe gesant in Amerika is, daai verhaal opgehou het, is nogal vreemd geweest om hom nie te sien in die Oval kantoor of die Oval Office eergisterand nie. Daar was baie bespiegelinge oor waarom hy nou nie kon gaan nie, is daar nou ewe skielik formele klagtes teen hom ingedien. Dit was die rumor, soos hulle sê, wat rondgegaan het, dat hy nie mag gegaan het nie. Die presidentsie het net gesê, niks daarvan is waar nie. Hy was in Londen. Hy het wel, lyk my dit was op sy eie voorstel om nie te gaan nie. Ek weet nie regtig waarom hy nie sou wou gaan nie. Maar is ook nie probleme met sy paspoort gewees nie, so hy kon maar gegaan het. Dalk het hy gedink, weet jy, hier gaan miskien 'n bietjie van 'n sirkus wees. En laat ons nou maar nie deel wees daarvan nie, aangesien ons nou probeer, jy weet, die nuwe gesant moet nou bande smee. Die good cop en die bad cop. So ek dink hy dalk maar gedink, weet jy wat, kom ons laat die regering hulle ding doen, en dan sal ek later net teruggaan en die verhouding voortsit. Ja, dit kan ook wees too many cooks, né? Daar's klaar so baie mense wat gegaan het, soos watter rol sal hy dan nou tog ook speel as daar nog een ekstra persoon in die kamer is. Mense kan ook daai vraag vra vir. Ja, absoluut. En ek dink ook mense wil nie gehad het Trump moet vir hom kwaad raak in daai kantoor nie. Ja. Ons kan nie bekostig dat hy vir nog iemand kwaad is nie. Nee, baie waar. Dan het Suid-Afrika 'n handelsooreenkoms ook ingedien. Ja, dit is natuurlik deel van die besoek aan Amerika dis nie net gewees om te praat oor die wit vervolging nie, maar ook om die handelsooreenkoms te bespreek. So dit is nou is deel van die pakket. SA wil Amerika ompraat om die 31% tarief wat Amerika op ons uitvoere gehef het, om dit te verlaag en vra ook om binne AGOA te bly. So die tariewe wat ingestel is, alhoewel dit nou eers, jy weet, dit is nou eers bietjie op ys, maar hierdie tariewe het as ware die voordele van AGOA waar ons dan nou, jy weet, belastingvry goederes kan uitvoer of belastingvry kan uitvoer. Dit het nog steeds, dit het half daai hele ding ongedaan gemaak vir industrieë soos landbou en voertuigvervaardiging en so aan. So ons minister van handel sê, of die handel en nywerheid sê, dit lyk asof dit positief, die boodskap positief ontvang is. En Suid-Afrika het op hulle beurt weer gesê, hulle stel belang in vloeibare natuurlike gas. En Amerika het blykbaar daarvan ook baie gehou. Kyk, ons voer nie ongelooflik baie uit na Amerika nie, ons voer 7,5% ongeveer uit, en van daai 7,5% is AGOA, die produkte wat onder AGOA val, maar omtrent 25%, soos 'n kwart van daai 7,5%, soos baie klein in die groter prentjie, maar vir daai spesifieke industrieë maak dit 'n groot verskil, dis omtrent waar die meeste van hulle inkomste vandaan kom. Ja, en dit sal 'n verskil maak en ons almal hou nou duim vas om te sien wat Amerika se reaksie is na die vergadering. Dan nog 'n staatswaarborg vir Transnet. Ja, dis geen geheim nie dat Transnet nou al baie lank vra, bakkant staan, weet soos Eskom ook wel gevra het vir die begroting vir 'n bietjie meer geld en vir 'n bietjie meer geld. Transnet moet 'n 50 miljard infrastruktuur agterstand inhaal. En hulle skuld sou na verwagting aan die einde van hierdie jaar 151 miljard gedraai het. Maar hulle het intussen 'n waarborg gekry. En dit is nogal vir my 'n interessante ding, want ek weet die minister van Finansies was baie kwaai daaroor om te sê ons gaan vir geen van die staatsondernemings reddingsboeie gee in hierdie begroting nie, en hy het ook nie. Hy het gesê, jy weet, in hierdie begroting wil ons sien, of ons wil hierdie keer wil ons sien, daar is vordering by die staatsdepartemente, of die staatsdepartemente nie, maar die staatsondernemings, dat hulle iets het om te wys vir die geld wat ons aan mekaar vir hulle gee. Maar in hierdie geval het Transnet sy 51 miljard reddingsboei gekry. Minister Barbara Krisi, sy is minister van vervoer, sy sê hierdie staatswaarborg word toegestaan vir ondersteuning van Transnet se kapitaalbeleggingsprogram en sodat hy van sy skuld kan delg. Maar dit kom ook nou net nadat Moody's gesê het Transnet het nog net 3 maande se kontantvloei oor. Sure. Ja, ek dink dit is skokkend en ek dink almal, ek weet nie eers eintlik wat om te sê oor Transnet nie. Almal wil net sien dat dit reggeruk word en maar die vraag is hoe word dit reggeruk sodat ons aanhou geld in hierdie put ingooi en waar gaan die verskil inkom en ek dink dis dalk wat ons almal verwag. Maar terwyl ons nou wag vir Transnet om homself reg te ruk, is invoere of hoenderinvoere uit Pretoria gestaak. Is inderdaad gestaak want daar is voëlgriep.
So aan die een kant kan mense skrik en sê maar ons gaan nie meer hoenders kry nie, ons gaan nie meer, dis nie net hoenders nie, dit gaan oor eiers, dit gaan oor belonie, weet daai worsies, hoenderworsies en so aan. Maar hoewel die invoerorganisasies bekommerd is op dat jy weet ons 'n groot deel van hulle is ons grootste uitvoer. Hulle is die grootste ons is die grootste, hulle is die grootste uitvoerder van Suid-Afrika se hoenderprodukte of se pluimveeprodukte. Is ons nie so bekommerd oor om ons nasie te voed nie, bloot net omdat die pluimveeorganisasies sê ons produseer so baie van ons eie hoender. So al is dit 'n groot chunk van ons hoenderuitvoere wat dalk nou wegval, is daai chunk maar 18% van wat ons eintlik gebruik. So as ons 80% reeds klaar vervaardig, sê die pluimveeorganisasie ons kan regtig nog meer vervaardig en dan sal ons okay wees. So daar's bietjie ek sê gemengde reaksies oor of ons nou okay gaan wees of nie, maar die pluimveeorganisasie voel ons gaan okay wees. Maar dit is natuurlik baie sleg die hele voëlgriep ding. Mense wil nie dit moet hiernatoe kom nie. Alles wat as daar reeds skepe weggetrek het, ek het nou gister gepraat met 'n veearts daar by die departement van landbou, as daar reeds skepe weggetrek het wat voor of wat na 1 Mei goed is verpak het, gaan hulle eenvoudig moet terugdraai, het sy gesê. Ons kan nie daai produkte ontvang nie. Sure. As jy mens kyk na die verskriklike houe wat die plaaslike pluimvee-industrie gevat het in die laaste paar jaar spesifiek met voëlgriep, dan is hierdie dalk 'n geleentheid vir ons om in Suid-Afrika ons eie produsente weer bietjie op die been te kry en bietjie minder te fokus op ingevoerde hoender. Ek weet die invoerders sal nie saamstem nie, maar is dalk 'n goeie ding, soos jy sê, gemengde gevoelens, maar dalk 'n goeie ding vir plaaslike produsente. Absoluut. En ek veral as ons die vermoë het, en dis my nog ek dink dit dwing ons amper om te wys dat ons het die vermoë. Want ons moet nou daardie gat vul. En ja, die pluimveeorganisasie sê dit beteken omtrent 1 miljoen hoenders meer. En hulle sê dit is maklik vir ons om dit te doen. So ja, ek dink absoluut in hierdie slegte omstandighede word eintlik nou vir ons 'n geleentheid geskep om te wys wat ons kan doen. Groot nuus gister, een van die drie groot nuusstories wat uit Washington DC uitgekom het. Een was natuurlik president Cyril Ramaphosa se besoek. Die ander ene was die vliegtuig van Qatar, maar die derde ene waaroor ons nog nie gepraat het nie, is die 2 mense van die Israeliese ambassade wat geskiet is in die dorp. Ja, dis 'n storie wat toe ek begin Google daaroor te sien, ek daar's omtrent nie 'n nuusdiens in die wêreld wat dit nie het nie. En ek dink dit is ook maar, jy weet, so in die lig van die oorlog tussen Israel en Gaza. Maar 2 Israeliese werknemers van die Israeliese ambassade is Woensdag aand geskiet en hulle het basies 'n museum besoek. Hulle was deel van 'n groep mense en die verdagte daar tussen hulle rondgeloop en jy weet ook maar gemaak of hy die museum besoek en die volgende oomblik toe brand hy net los en hy skiet hierdie 2 mense dood. Verskriklik hartseer. Dit is klaar geïdentifiseer as 'n hate crime. Dis 'n haatmisdaad. Die persoon het ook Free Palestine geskree terwyl hy geskiet het of net voordat hy geskiet het. Die verdagte is op die oomblik in aanhouding, maar dit is 'n verskriklike hartseer storie om te dink dat jy weet hulle is nie naby die oorlog nie, net omdat hulle van 'n sekere nasionaliteit is. Gebeur hierdie ding toe nou met hulle. En wat dit vir my nog hartseerder maak, is hulle sê hierdie paartjie, want dit is 'n pragtig, as jy kyk na die foto, dis 'n pragtige paartjie. En hulle was op die rand om verloof te raak. Die man het laasweek 'n ring gekoop en hy sou nou binnekort sy meisie gevra het om te trou. Tragiese storie. Ook tragies in Suid-Afrika op 'n ander vlak. En ook 'n storie van het getekende element in ons bewaring op hierdie stadium is ons aasvoëls wat so vergiftig word. 'n Goeie deel van hierdie storie is ook die rehabilitasie daarvan. En daar nou van hierdie aasvoëls wat oorspronklik vergiftig is so 2 weke gelede vrygelaat is. Ja, so die storie van die gif deurtrekte olifantkarkas, die dood van omtrent honderde aasvoëls in die Kreerwiltuin veroorsaak, het dan nou eintlik ook omgeswaai in 'n goeie nuus storie. Interessant hoe baie van ons slegte nuus stories vanoggend eintlik goeie nuus stories geword het. Maar dis die werk van stroopers wat belangstel in liggaamsdele soos hulle bekke en so aan is 'n groot probleem, nie net in die Kruger nie, maar in reservate in Afrika. En natuurlewe organisasies kon egter 84 lewendige aasvoëls red. Aasvoëls wat nou nog nie gevrek het weens hierdie gif nie. En sover kon hulle al 18 gerehabiliteer is in die natuur vrylaat. So ek hoop regtig dat hulle al 84 kon red en dat hulle almal van hulle
so met die tyd sal kan vrylaat. Dis wonderlik om te sien hoe mense ingryp en kan help in die natuur, maar dit is verskriklik om te sien hoe mense wegkom met hierdie goeters. Soos ek verstaan het hulle nog nie die verdagtes in daardie voorval gevang nie. Ja, dit is kommerwekkend, maar soos jy sê, wonderlik om te sien dat mense hulle hand in eie boesem steek en iets doen en bydra tot die oplossing. Baie dankie Jana vir jou moeite en jou insig vanmôre. Dankie julle. Dit is dan Jana Marx, vryskut joernalis wat vanmôre se nuusgebeure aan jou 'n bietjie uitmekaar uitgetrek het. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons oor vakansiehou, veral in die buiteland, en dat daar wel 'n goedkoper opsie vir jou beskikbaar is. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.